tema van my boodskap vanoggend is alles begin by 'n gedagte. Alles begin by 'n gedagte. Nou ek weet nie wie van julle hou van die luggawens nie, maar vir ons wat so 'n bietjie travel, ek love dit om so te sit by die luggawens en na die mense te kyk, né? Het julle dit al gedoen of I don't know, by die skole of waar ook al jy sit vir 'n oomblik, is asof jy so saamsmelt met die bank waar jy sit en jy kyk die nasies uit en jy kyk hoe mense goed doen en hoe mense is. En ek besef net al hoe meer in my journey dat God het ons so profoundly aan mekaar gesit, amen. Alhoewel as ek na my vrou kyk, dan het ek 'n paar vrae net oor, weet haar, hoe sy dink en weet daar sal ek nog vir die Here nee, ek grap sommer. Maar hy het ons so mooi aan mekaar gesit. Ek dink so aan die challenge, ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, maar die challenge wat man en God gehad het met mekaar. Man het by God gekom en gesê, kom ons create iets. Kom ons gaan in 'n challenge en ons kyk wie kan die beste ding create. En hulle besluit toe saam, okay, maar kom ons create dan 'n mens. Man en God gaan nou in challenge ingaan en dan kom ons kyk wie se creation lyk die beste. En hulle het gekom by 3, 2, 1 en toe hulle by 1 kom, toe druk die man sy hande in die grond en toe stop God om te sê, wow, kry jou eie grond. So die Here is so above and beyond, hy is so profound in hoe hy ons geskaap het, en hoe meer ons in familie betrokke raak, in verhouding betrokke raak, ons tyd gee vir mense, hoe meer besef ons dat sy creation is so profound, en ek wil net vandag begin by jou oomblik wat jy gehad het, saam met Jesus, en jou lewe het verander, of dit gister was, 10 jaar terug, 20 jaar terug. Romeine 10 vers 9, sê Paulus, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. So hierdie is nie net 'n altar call oomblik nie, julle. Hierdie is nie net 'n oomblik wat kom en dan is dit verby nie. Hierdie is nie net jy wat jouself gee vir 'n boek reëls nie, maar wat jouself gee vir 'n man, 'n lewendige man. Die graf is leeg, amen. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Die gate in sy hande en sy voete is bewys dat hy sy alles vir jou kom gee het. So ons gee onsself vir 'n lewendige man wat nou in die gees by die hemelse Vader sit, aan die regterhand van die Vader. Hy lewe, en hy lewe deur sy gees in en deur ons, en dit het 'n totale ommekeer in my en jou se lewe gebring. Amen. Ek hoop so. Jy weet, daai tyd, ek sê vir ouens in Witbank, in die oggend as ons wakker word, dan hoes die voeltjies ons wakker, in die vye lig. Maar daai tyd het alles somme, daai tyd het dit nie geklink of toe ek my hart vir die Here gee, het nie geklink of die hoesies voeltjies nie, of die voeltjies hoes nie. Maar alles het helder geklink en mooi geklink, en ek wou net die hele wêreld verander het. Ek het nie iets ontdek nie, maar ek het iemand ontdek wat my lewe verander het. Nou hier is die interessante ding, en onthou my tema is, alles begin by 'n gedagte. Nie so interessant dat die core betekenis van bekering of repentance, en soos hulle in die Griek sê, metanoia, beteken actually to change your mind. So metanoia is actually 'n saamgestelde woord tussen meta en noia. Meta beteken after en noia beteken mind. So wat dit sê is after mind or the changing of your mind. Maar die ding is, wat moes mense hulle mind oor change? Wat moet ek en jy ons mind oor change? Jy sien die Nuwe Testament impliseer dit so dat daar was 'n rigting waarna ons gegaan het, en iets waarna ons geglo het, en geglo het dit is die regte way, maar vir ons, elkeen om ons mind te moet verander, of om ons keuse te moet verander, moet daar iets anders vir ons voorgestel word, right? Daar moet iets anders vir ons voorgelê word. En in Markus 1 vanaf vers 17 het Johannes die doper gekom en hy het sê, now after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God, saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So waarvan moes mense in daai tyd repent of bekeer, en waarvan moet ek en jy repent of bekeer? Die eenvoudige ding, dit waarin ons geloof en ons vertroue plaas, wat ons dink ons gaan red. So met ander woorde, daai tyd moes hulle bekeer van die vertroue wat hulle in hulle self gehad het, dat met werke en om elke dag hierdie lysie te volg en perfek godsdienstig te doen, gaan ek gered wees. Hulle moes hulle vertroue van hulle self afhaal, hulle moes hulle vertroue van en hulle fokus van hulle afgode afhaal, en hulle moes totaal en al 'n keuse maak, 'n rigtingverandering doen,
om te sê, maar ek kies om Jesus, nie net Jesus se manier en sy koninkryk aan te leef nie, maar Jesus homself, my hele lewe vir hom te gee. It's a complete change of mind. Is dit nie so interessant dat van alles wat bekering kan beteken dit nie? It's literally to make a different choice. It's to change your mind. So in daai oomblik toe jy jou hart vir Jesus gee en jou lewe vir hom totaal na oorgee, het jy hom toegelaat om inspraak te hê op 3 areas. Nou wie jy is in jou samestelling kan opgesom word in 3 kor goed. Is jou genetika, waarvan jy vandaan kom, okay? Punt nommer 2, hoe jy groot gemaak is. En punt nommer 3, die keuses wat jy gemaak het. Dit is 'n totale opsomming van wie Sonet nou is, of van wie ek is. Dis my genetika, my opbrengs en die keuses. Nou is dit nie so interessant as jy dalk dink aan jou opbrengs, gaan definitief die keuses beïnvloed wat jy tot op dusver gemaak het. Ons almal het ons eie frame of reference, ons almal kom uit 'n unieke familie uit. Weet nie of het julle dalk in jou tienerjare, toe jy so 'n lekker rebel was vir die Here gesê, hoekom het U my laat gebore word in hierdie gesin in nie? Miskien het jy en jou boetie of jou sussie lekker rusie gehad, of miskien was julle net 'n unieke familie. Maar sien, dit is deel van jou samestelling. Jy het in jou huis groot geword, jy het na jou ma en jou pa gekyk en jy het liefde so ervaar. Kommunikasie, commitment, wat ook al dit mag wees, dit is deel van jou raamwerk. Nou, glo dit of nie, ek en jy was ook actually eers 'n gedagte, voor ons in hierdie realm gemanifesteer het. Hoor wat sê Paulus in Efesiërs 1 vers 4. Just as he chose us in him before the foundations of the world. Okay? When I say, but now your whole world and existence is influenced by what's going on here. So wat Paulus sê is, luister, voor God gespreek het en die grond is gevorm en die bome en die as van hierdie aarde was in plek gestel, het God klaar beplan dat jy in hom geroep sal wees en in hom sal wees. Is dit nie profound nie? Is dit? Dis ongelooflik om te dink dat nog voor hierdie wêreld of ek en jy bestaan het, was jy 'n gedagte, maar jy was nie net 'n gedagte nie, daar was 'n klomp gedagtes rondom daai gedagte wat jy was. En Psalm 139 kry Dawid hierdie beautiful openbaring hier oor homself vanaf vers 13, 139 vanaf vers 13, hoor dit sê dit, For you formed my inward parts, you covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Luister, Dawid sien homself hier, ouens. En hy sê, I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, O Lord. Het jy al in die oggende opgestaan en vir jouself in die spieël gekyk en actually gesê, wow, marvelous are your works, O Lord. Dis wat Dawid technically doen. Hy kyk na homself deur God se oë en hy sê, wow, marvelous are your works. And that my soul knows very well. Vanaf vers 15, My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written. The days fashioned for me, when as yet there were none of them. So God het reeds jou dae uitgefashion en beplan toe dit nog nie eens daar was nie, toe jy nog nie eens daar was nie. Hoe jy gaan wees, hoe jy gaan optree, hoe jy gaan dink, sy roeping, sy plan vir jou lewe. How precious also your thoughts to me, O Lord. How great is the sum of them. Die som, die aantal van dit. If I should count them, they would be more in number than the sand. When I awake, I am still with you. Hier is die ding, ons draf baie keer so deur hierdie skrifgedeeltes, ja, die gedagtes vir my is meer as die sand van die see. Maar dit is ongelooflik profound om te dink dat wanneer hy na my en jou kyk, is sy gedagtes oneindig. Sy drome vir ons is oneindig. So hier is die ding, wie ek is in my samestelling, my genetika, hoe ek groot geword het, die keuses wat ek gemaak het. Daai 3 goed dryf een kardinale aspek van ons lewe, ons gedagtes. Okay? Ons raamwerk en hoe ons die lewe sien, dryf ons gedagtes. Nou jy sien, daar is 'n proses in hoe ek en jy leef en in wie ons is, en die proses werk so dat alles begin by 'n gedagte. Right? Wat dan gebeur is, daai gedagte vloei oor na ons emosies en ons gevoelens toe, en wat van daar af gebeur is, ons emosies en ons gevoelens vloei oor na ons aksies toe, en dit is letterlik wie ons is. 'n Gedagte is die mees kragtigste ding in die heelal, in ons bestaan. Ek dink toe ek so voorberei, dink ek toe ek matriek was in die geografie klas,
toe het een van my pelle Jacques steek hy sy hand op en hy vra vir die meneer of hy maak 'n statement. Hy sê ek kon nie nou presies wat was, maar hy sê weet meneer wat? Ek het nou gedink so en so en so. En op 'n stadium stop meneer hom en hy sê Jacques, jy kan hoogtens won en nou probeer jy nog dink ook. Jou gedagtes is gebou of word beïnvloed deur jou waardesisteem en dit waarna jy glo. Met ander woorde, jou gedagte, jou hele gedagtegang, jou hele verstand word beïnvloed deur jou waardesisteem. Waarin heg jy waarde in jou lewe? En wat glo jy? Met ander woorde, wat is jou worldview? Wat glo jy oor mense? Wat glo jy oor die wêreld? Wat glo jy oor jouself? Jy sien, die realiteit is wat ons op fokus word ons realiteit. Dit is hoe powerful dit is. 'n Vriend van ons, KP vriend Kleed sê, the thing that we ponder about the most is our God. Die ding wat ons die meeste oordink in ons gedagtes, dit is ons God. Jy sien, die ding is amazing ding van jou brein, is jou brein het wat mense noem mirror neurons, wat letterlik alles wat jy aanskou, elke aksie wat jy beleef, vat hierdie mirror neurons en reflect letterlik terug na jou toe. Ek sal nooit vergeet, ons bedien in Harties, na die worship in die tyd, kan mense vorentoe kom vir gebed, en daar kom 'n vroutjie vorentoe, huil, en sy hou aan die volgende sê, terwyl ons vir haar bid, sê sy, ek wil net nie soos my ma wees nie. Ek wil net nie soos my ma wees nie. Ek wil net nie soos my ma wees nie. En in daai oomblik drop iets in my gees, en ek moes dit baie gentle oorbring, en ek sê vir haar, ek dink, eerlikwaar, hoe meer jy gaan sê, ek wil nie soos my ma wees nie, hoe meer is jou fokus op jou ma, en hoe meer jou fokus op jou ma is, hoe meer gaan jy soos jou ma wees. Toe sê ek vir haar, inteendeel, moet dit dalk eerder nie sê nie, maar sê eerder, ek wil net meer soos Jesus wees. Ek wil net meer geduldig wees, ek wil net meer compassionate wees, ek wil net meer sagmoedig wees, ek wil net meer ondersteunend wees. Wat ons op fokus, word ons realiteit. En Anja deel, sy sê toe sy 'n klein dogtertjie was, het hulle die kans gehad om 'n bietjie four-wheeler te ry, en daar is letterlik net een boom in daai veld. En haar pa sê vir haar, Anja, as jy op die four-wheeler klim, sien jy daai boom, moet net nie in daai boom vasry nie. Wat gebeur daai dag? Die enigste boom op die veld ry sy solid in daai boom vas. Dit is amper daai ding van, kyk waar, moenie ry waar jy kyk nie, kyk waar jy ry. Until you change your thinking, you will always recycle your experiences. Kan ek dit weer lees? Until you change your thinking, you will always recycle your experiences. Proverbs 23 vers 7 sê, for as he thinks in his heart, dis interessant, ek sal nou so 'n bietjie oor dit deel, as he thinks in his heart, or as a man thinks in his heart, so is he. Henry Ford het gesê, whatever you think you can, or you think you can't, you're right. So wat dit basically sê is, die quote plaas fokus op die belangrikheid van wat jy glo oor iets of oor 'n doelwit. Jy sien, die krag van daai belief in dit, gaan die outcome van dit bepaal. Sorry vir al my Engels, hoor julle wat ek sê? Daar is 'n gesegde wat sê, if you aim at nothing, you're sure to hit it. As jy mik vir niks, kan jy maar weet, jou resultaat gaan niks wees nie. Julle is so stil, is julle okay? Jou gedagte, wêreld en verstand is so sterk, dat dit 'n direkte impak het op jou emosies en jou liggaam. So, hier's my hele ding oor waaroor ek nou gepraat het, ons is so intrinsiek aan mekaar gesit, besef jy dit? En jy gaan dit nou nog meer besef. Marshall Silver sê, everything starts with a thought, and thoughts are turned into plans, and plans into reality. Amen, nee, amen. Okay, kom ons fokus gou 'n bietjie op emosies. Kom ons fokus gou 'n bietjie op emosies en gevoelens. Caroline Leaf sê, thoughts can cause toxic mindsets that can present itself in the body, mind and spirit. Nou hier's wat Jakobus sê in Jakobus 1 vanaf vers 19 tot 20. So then, ons het hierdie al so baie gelees, né? Ons lees dit veral vir ons vrouens, nee, ek grap. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man does not produce the righteousness of God. Luister ouens, ek is outnumbered in die huis. Ek het 3 girls in my huis, manne. Dis net emosies galore, dis klein vulkaantjies en 'n groot vulkaan wat net die hele tyd afgaan. Nee, ek joke sommer. So ek lees dit baie vir my vrou, nee, ek doen nie. So hier is die amazing ding wat gebeur, ek gaan daai versie nou vir jou
bietjie meer prakties maak. Wat help dit ons preek hier voor en jy stap hier uit en jy het eintlik nie idee wat ons gesê het nie. Ons wil dinge baie keer so vergeestelik dat dit totally oor ons koppe gaan dat ons vanmiddag by die huis kom en ek drink 'n koffie en ek dink, wat het Enrico nou eintlik vandag gesê? Die hele kern van die boodskap moet wees dat jy iets kan huis toe vat en dat jy dit kan apply in jou lewe sodat dit 'n verandering kan hê. So hier is die ding met jou gedagtes. So jy kry 'n gedagte, letterlik wat gebeur is van daai gedagte af gaan dit deur jou brein, ek gaan dit nou met julle deel en iets manifesteer in jou emosies. Jou brein skei chemikalies af of hormone af wat jou emosies en gevoelens beïnvloed en van jou emosies en jou gevoelens gaan jy letterlik oor in aksie in. Okay, is julle reg om 'n bietjie kopdokter goedjies te hoor? Soos hulle sê, dokter vol goedjies, nee, ek joke, is nie dokter vol goedjies. Daar, jy het 'n senuweestelsel. Ek hoop julle elkeen het 'n senuweestelsel. En jou lekker Angie. En jou senuweestelsel is opgesplit in 2 dele. Okay, so jammer vir al my mengels vanoggend, maar ek gaan nou nie al hierdie goed probeer vertaal Afrikaans toe nie. Jy het 2 senuweestelsels. Die een is jou sympathetic nervous system, senuweestelsel. Jou ander een is die parasympathetic nervous stelsel. Okay? So hier's letterlik wat gebeur wanneer ons onsself oorgee aan negatiewe gedagtes wat oorspoel in wraak en haat in soos wat Jakobus van praat waar hy sê the anger of man, the wrath of man does not produce the righteousness of God. Jou brein skei letterlik 'n hormoon af met die naam kortisol wat glo dit of nie, actually die vlak van jou IQ verlaag. Dit is die krag wat gedagtes het en dit is die krag wat emosies dan nou het wat oorneem. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Sunny is op pad werk toe die oggend in haar klein, wat ry julle? Kia Picantootjie, so blouetjie. En sy is lekker op pad werk toe en ewe skielik kom hier 'n champ verby met sy Hilux bakkie. En hy vat die lyn so fyn dat hy stamp letterlik met sy agterkant haar neus voor. En sy ry nog so lekker en al hierdie wat ek nou deel gebeur in 'n oomblik. Okay? Die eerste gedagte wat deur haar kop gaan is, "Jesus, hierdie mans dink net hulle kan doen wat hulle wil." Veral hierdie manne wat met hulle Toyotas ry. Kyk, ouens met hulle Fortuners en Toyotas dink ons die wêreld behoort aan hulle. Maar ek gaan hierdie man vandag 'n ding al daai gedagtes gaan nou deur haar kop. Okay. Voor sy haar kruis trigger daai gedagte neer ons in haar brein wat haar sympathetic nervous system aktiveer. Haar brein skei kortisol en adrenalien af. So hier is die ding van die sympathetic nervous system. Is positief en negatief. Die sympathetic nervous system word geaktiveer in sport, in fietsry, want jy het daai adrenalien nodig om te doen wat jy moet doen. Maar jou sympathetic nervous system, as jy dink aan sympathy, daai nervous system is actually vir jou gegee om jou te beskerm. So dis hoekom jou brein kortisol en adrenalien afskei, want hy besef dat ek is in die moeilikheid en ek moet hier uitkom. Okay? So wat nou gebeur is, nou skei jou brein daai goed af, jou sympathetic nervous system word geaktiveer, jy beleef emosies, wat actually gebeur alles van 'n gedagte af, is jou hartklop rys, jou mond word droog, jy slat sweet op jou voorkop uit, hierdie vroutjie, Sunny op pad werk toe, in haar gedagtes. Sy gee haarself totaal na oor, want duidelik het sy iets geglo oor mans wat totally crooked is. Maar mans, jy weet, mans dit en mans dat, dis nou net 'n voorbeeld. As die skoen jou pas, kop hom uit, okay. En so, voor sy haarself kry met haar klein Fiat Picant, is dit? Kia Fiat Picantootjie, ry sy somme in haar ou se agterend vas en sy stamp hom. En voor sy haarself kry, staan sy buite haar kar en sy skree op hom. Maar wat dan gebeur is jou parasympathetic nervous system, wat sy eienskappe actually rest and digest is. Okay, so dis actually om te verwerk, skop dan, en hy vang dan nou eers op by jou sympathetic nervous system. En sy besef letterlik, wat het ek nou net gedoen? Sy kyk na haar karretjie se neus wat totally kas toe is, en sy sien op die Toyota Hilux, daar het niks gebeur nie, want sy het in sy toubaar vasgery. En soos, dis wat gebeur is, dis presies wat Jakobus sê gebeur in ons lewens. Hy sê, wow, be slow to speak or be slow to react. Ek spoeg lekker, het julle sombrele hier? Sorry, ek's passievol, kyk, dan kom hy. Een van julle is soene na die tyd.
Ons het altyd so by die familie gathering seker gemaak, ek soen niemand nie, want hulle, die ou mense het sulke nat paplippies nie, ek jokes man. So dis presies wat Jakobus sê, gebeur. Hy sê, wow, in steede van om net vinnig te praat of net te reageer, staan eerder vir 'n oomblik terug, realign jou thoughts met jou gedagtes met die van Christus, haal diep asem en dan reageer jy. Jy sien, die Here wil hê ons moet eienaarskap vat oor ons gedagtes. Glo dit of nie dat die vyand plant gedagtes in ons kop. Het julle dit al agtergekom? Dis so belangrik julle dat ons moet weet wat in hierdie area van ons kop aan die gang is elke dag. Want die vyand is so lastig en ek wil amper sê die audacity wat hy het om sekere gedagtes in ons kop te plant. Maar wat Paulus sê is, luister, jy het 'n verantwoordelikheid om daai gedagtes vas te neem. 2 Korintiërs 10 vanaf vers 4 tot 5. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Daar's goed waardeur ek en jy elke liewe dag gaan as kinders van die Here, wat die vyand kom en hy bring arguments teen dit wat ons glo. Hy bring arguments teen daai metanoia proses waar ek en jy deurgegaan het. Is die Here regtig so goed, Enrico, maar kyk hoe gaan dit met jou besigheid. Is die Here regtig so goed, maar kyk wat se siekte dra jy. Daar is 'n konstante argument wat hy bring en Paulus sê dit is ons verantwoordelikheid deur leiding van die Heilige Gees en die autoriteit wat ons gekry het om daai gedagtes af te trek that wants to exalt itself above the knowledge of God and to bring it under submission to Christ. Amen. 'n Vriend van my sê eendag, vra my, stuur my boodskap, sê, yes, ou, dis so 'n challenging tyd waarin ons leef en my gedagtes en goals en wat is jou opinie oor hierdie? Ek sê, ou, ek weet nie. Al wat ek weet is Paulus sê ek moet elke gedagte gevange neem en dit onder Christus se voete sit. Sy antwoord op daai boodskap was, okay, dis alles great en wel, maar wat is jou opinie? En ek reply, ek sê, dude, ek het nie 'n opinie nie. My opinie tel nie. As ek sê ek is 'n kind van die Here, maak ek myself onderdanig aan sy leiding en aan sy woord, want dit is wat vir my lewe en lewe in oorvloed gebring het. Dit is hoekom ek deur die bekeringsproses gegaan het, want God het my gered van myself. Ek is nie my eie God nie. Ek behoort nie meer aan myself nie, maar ek behoort nou aan hom. Dis hoekom ons het nou so boldly nou gesing. Ek gee alles. I give everything to you. You are my all. Maar dis in hierdie seasons of in hierdie challenges of in hierdie arguments wat kom wat daai goed getoets word. Matteus 16 en dis nie eens in my notas nie. Was daar 'n rede hoekom Jesus vir die disippels gevra het, wie sê jy is ek? Want ek en jy moet 'n persoonlike openbaring van hom dra en ons kan nie bekostig dat enige iets anders of iemand anders daai vraag antwoord behalwe hy self nie. Want dan anker hy sy waarheid in ons. Nou het julle al gehoor van triggers? Dis ons 'n lekker ding wat ons rondgooi, 'n lekker trigger. Die realiteit is ons het triggers in ons lewens wat gebore is of dit is vasgestel in ons neuronpaaie in ons brein as gevolg van traumas wat in die verlede gebeur het, okay? Die beskrywing van trauma vir die wat julle dalk nie weet nie, is a deeply distressing or disturbing experience. Nou hoor hierso. Trauma can significantly impact the nervous system, leading to dysregulation and various physical and psychological symptoms. The nervous system, particularly the autonomic nervous system, what actually the sympathetic nervous system is designed to respond to threats with the fight and flight response. But prolonged or intense trauma can disrupt the balance, leading to conditions like post-traumatic stress. Ons hoor daai woord so baie deesdae, nê. Yes, ek het PTSD. Vir al die jonger generasie. Ek het PTSD, ou. Ons gooi dit met soveel trots rond, maar besef jy eintlik wat jy sê en waarmee jy partner? Jy sien die vyand weet presies wat se knoppies om te druk in jou lewe. Hy weet presies wat se toutjies om te trek. En as jy daai triggers het, geliefde, beteken dit daar's goed in jou verlede waar jy nog nie mee gedeel het nie. En dan wat gebeur is, omdat dit deel is van jou make-up, jou genetika, manier hoe jy groot geword het, die keuses wat jy maak, life happened there. En omdat dit deel is van jou genetika, kan jy weet, of deel is van jou raamwerk, kan jy weet, dit gaan jou gedagtes beïnvloed. En jy kan weet van jou gedagtes af, gaan dit jou emosies en jou gevoelens beïnvloed.
En van dit af gaan dit jou aksies beïnvloed en dit is wie ons is. Dit is ons persoonlikheid, dit is ons aksies. Maar die ding is, en elke ou se groot lyk anders, maar trauma gebeur nie net met groot gebeurtenisse in ons lewens nie. Ons kan op 'n daaglikse basis deur trauma gaan. Jy kan om 'n boardroomtafel sit en 'n argument hê met iemand. 'n Taxi-drywer kan dalk net voor jou ry in 'n oomblik en dit kan iets trigger. Maar hier's die ding wat Paulus van praat en wat so belangrik is dat ons elke liewe dag ons gedagtes moet hernie. Dis hoekom hy kom in Romeine 12 vers 2 en hy sê, and do not be conformed to the things of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. As ons nie ons gedagtes elke dag hernie nie, gaan ons nie prove en ons gaan nie sy acceptable will uitleef nie. Dis hoekom Paulus sê dis ongelooflik belangrik vir ons dat ons by die regte plek begin, want dit het 'n effek op ons hele uitkyk op die lewe, op ons emosies, op ons gedrag. En hy sê as ons dit nie doen nie, gaan ons gedrag, daai laaste stappie toe daai vroutjie nou eventually agter in die ou vasry, ons gedrag gaan maar net soos die wêreld se lyk. Julle is baie stil. En dis wat Paulus sê asseblief nie moet gebeur nie, want ons moet totally anders lyk. So ek wil vir jou vandag vra, hoe lyk jou gedagtes en jou verstand? Hoe lyk hierdie wêreld binne jou? Want hier's die realiteit, what you do not change will change you. Kan ek dit weer sê? Wat jy nie verander nie, gaan jou verander. En wat jy nie bereid is om te verander nie, aanvaar jy. Dit is hoekom daai skrifgedeeltetjie, dis ook in my notas nie, ek dink daaraan, toe Jesus in die tempel die tafels omgooi het, Jesus het kwaad geword, maar hy het nooit gesondig nie. En die woord sê dit, moenie toelaat dat die son ondergaan op jou kwaad nie. Het julle dit al gehoor? Ons gebruik dit veral op troues, vir die huwelikspaartjie, en sê vir julle, luister, as julle in 'n argument is, en jou vrou gee oor aan haar toksiese gedagtes, manne, nee, ek sê, as julle in 'n argument is, nee, sort julle dit uit voor 12 uur die aand, want die son kan nie sak op julle kwaad nie. Het julle dit al gehoor? Ek gee nie om wat jy doen nie, julle gaan maak nog 'n koffie, kry vir julle 'n marshmallowtjie net om die spirits bietjie te up, maar as julle moet 4 uur tot in die oggend sit, dan sort julle dit uit. Can work, maar dis nie eintlik wat dit daar sê nie. Jessie, gat ek weer. Wat dit eintlik sê is, as ons goed in die liggaam optel, kom ons begin met onsself. As ek patrone in my lewe optel, en guys, is die ding, as ons die waarheid ken, moet ons tog die leuen ken, right? Want hoe weet jy dis die waarheid as jy nie die leuen ken nie? So ons tel patrone op in ons lewe, 'n gedrag, dalk as ek hardhandig met my vrou, of dalk snap ek die hele tyd, vir weke en maande aan een, is my lont lekker kort, en ek identifiseer dit, maar wat ek dan nou eintlik doen is en sê, ja, wel, dit is nou maar hoe ek is. Het julle dit al gehoor? Of ons sal baie keer, as gevolg van die manier hoe ons groot gemaak is, sal sê, weet die Fories is maar so. Ons lonte is maar kort, ou. Die Fories is maar so, as ons by 'n kroeg kom en ons 'n bar fight, is ons eerste betrokke. Kyk. Maar hier is die ding, ek wil vir jou vra, is die Forie way God se way? En dit is wat ons self moet vra. So wat daai deel beteken, don't let the sun go down on your anger, is hoe meer ons toelaat, dat daai goed wat ons dalk eintlik vroeg oor, the righteousness of the Lord, maar ons sien dit in die liggaam en dit pla ons, maar ons doen niks daaraan nie. Wat gebeur is die son, die dae gaan verby en die maande gaan verby en ons aanvaar dit maar net. So hy sê, moenie, as jy daai righteous anger in jou ervaar, of daai onregverdigheid in jou ervaar oor iets, sort dit uit, spreek dit aan. Want as jy dit gaan los en die son bly ondergaan, gaan dit maar net deel word van jou bestaan en van jou lewe. Is julle by? Romans 8 verse 5 to 8. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For the carnally minded is death, but the spiritually minded is life and peace, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law, nor indeed can be. So then those who are in the flesh cannot please God. So voor jy wedergebore is, het jy carnally gedink, jy het in die vlees gelewe. Daar is nie 'n manier wat jy God kon please met jou leefstyl nie. Daar is actually ook nie 'n manier hoe jy aan hom kon behoort nie, want die skrif sê net die wat Christus aanvaar is kinders van God. Nie almal is kinders van God nie.
Nou hierdie woord enmity beteken letterlik enemy. So hy sê, wanneer ons carnally minded dink, of wanneer ons self oorgee aan hierdie fleshly gedagtes, gedagtes van haat, onvergewensgesindheid, wraak, we are literally waging war against the thoughts of God. Hoor julle? So geliefde, vir jou om minder te dink van jouself as wat hy doen, you're waging war against him. Vir jou om meer te dink van jouself as van ander, you are waging war against him. Vir jou om sleg te dink of hopeloos te dink oor jou toekoms, you are waging war against him, because what does he say? Vir jou om sleg van jou vrou of jou man of jou kinders te dink, you are waging war against him. It's enmity, it's a carnal, fleshly mindset, en God het ons kom vrymaak daarvan. Is julle by? Okay, amper klaar. 1 Korintiërs 2 vanaf vers 13 tot 16. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with the Spirit. But the natural man does not receive the things of the Spirit, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. So dit is profound om te dink dat wanneer ons een is met Christus, weerhou hy nie sekere dele van hom, ons het access tot sy volheid. Ons het access tot sy gedagtes. En wanneer ons access het tot sy gedagtes, besef ons hoe hy oor ons voel, soos wat Dawid het. Miskien moet ons elkeen vars daai revelation kry. Wow, how marvelous are your works, O Lord. Jo, dit is die plan wat U vir my lewe het. Wow, en as dit die plan is wat U vir my lewe het en hoe U droom oor my lewe, hoeveel te meer vir my kinders. Wow, U het actually my kinders baie liewer as wat ek hulle ooit sou hê. Daar's net 'n ripple effect. So we have access to his thoughts. We have access to the way he thinks and the way he operates. Ek sluit af met hierdie twee gedeeltetjies. Proverbs 23 verse 7. Is dit nie so interessant dat Salomo skryf, for as he thinks in his heart, so is he. Kan jy met jou hart dink? Dit is my so interessant dat in die Engels ons altyd sê we had a change of heart. But I'd rather say that it's a change of mind. En dit is so interessant, Proverbs 4:23 wat hy sê, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. So geliefde, die beautiful ding ek dink van ons samestelling is ons kan goed uit ons verlede saam met ons vat wie ons nou is, maar daar's sekere goed wat God kom redeem en wat hy kom herskryf. Ons hoef nie meer te lewe soos wat ons het in die verlede nie. Ons hoef nie constantly dit wat in die verlede is met alle liefde en respek te gebruik as 'n kruk en te sê ja, maar dit is nou maar net hoe ek dink of dit is nou maar God het jou bekragtig in hom toe jy jou hart vir hom gegee het, to have that change of mind. En van daai plek af het ons 'n totale nuwe lewe en ons aksies en die manier hoe ons leef, die keuses wat ons maak, die gedagtes wat ons het, lyk nie soos die van die wêreld nie. Amen. Kan ek jou vra om dalk net jou oë toe te maak vir 'n oomblik? Ek wil net dit sê terwyl julle so sit, dat by ons gemeente Magda en die span is meer bereid om met jou op pad te stap. Ek besef dat die Here roep mense in die liggaam wat gesalf en geroep is om ons te help met ons trauma. Om ons te help met daai goed in die verlede wat ons beïnvloed. Want God wil hê ons moet soos hy dink, soos hy praat, soos hy leef, ons aksies. Sodat ons nie net sal praat nie, en ek dink dis miskien die ding. Miskien hoe dieper die Gees vir ons actually oopbreek, die geestelike en die praktiese deel van ons samestelling, gaan ons akkuraat begin uitleef dit wat ons praat, want ek dink dis die ding, baie mense kyk na ons en sê, ja, julle praat net, maar julle lewe getuig nie daarvan nie. En ek wil sommer vra dat soos wat jy daar sit, ek wil vir jou vra vir die Here, renew my thoughts, renew my mind. Miskien moet jy bely, julle die realiteit is so groot dat wanneer ons lewe met ons vergewensgesindheid is, die battles in ons koppe teenoor mense so reël. Jy hoef daai persoon nie te sien nie, vir maande of vir jare nie, maar daai gedagtes oor julle laaste encounter, julle laaste onder onsie, daai gedagtes speel af in jou kop oor en oor, en dit het 'n fisiese effek op jou liggaam.
Dit is 'n groot realiteit en die Here wil ons kom vrymaak van dit. He wants to give us the mind of Christ. So Here, ek bid soos wat elkeen hulle gedagtes voor U neerlê. Here, as U in die skrif sê that we can love You with our whole being, with body, mind and spirit and soul. Here, bid ek, kom wys ons wat dit is om U lief te hê met ons verstand, met ons gedagtes. Help ons, Here, gee ons die wysheid en discernment deur die Gees om daai gedagtes wat nie van U af is nie, whether dit is oor ons familie, oor iemand wat ons nog moet vergewe, whether dit is oor ons toekoms, oor ons besigheid, oor ons finansies, wat ook al, dat dit wat uit lynheid is, Here, dat ons dit gevange sal neem en sê, ek kies nie om met hierdie ek gaan nie met hierdie partner nie. Dis nie deel van God se wil vir my lewe nie. Here, help ons, kom vul ons met die waarheid. Here, ek dink so aan wat Paulus gesê het, Romeine 12:2, dat ons nie so lyk soos die van die wêreld nie. Maar dat van ons gedagtes tot ons emosies, tot ons aksies, ons in line sal wees. Here, dat mense juis na ons sal kan kyk en sal sê, hoe is dit moontlik dat julle so positief kan bly? Hoe is dit moontlik dat julle in hierdie tyd so rustig kan bly? Het julle nie hierdie en hierdie en hierdie gelees nie? En ons kan antwoord en sê, maar ek kies nie om met dit te praat nie. Ek kies nie om my gedagtes eers daar te laat gaan nie, want my God, He speaks a different word. So Here, ek vra, kom doen 'n bonatuurlike ding. Kom doen 'n bonatuurlike ding. Here, help ons met daai toxic mindsets wat 'n fisiese manifestasie het op ons liggame. Daai trauma, Here, U kan in 'n oomblik kom genees. Niks is vir U te groot nie. Daar is nie doodloopstrate nie. And we just lay it before You this morning. We just lay it before You this morning. Here, dankie dat U so kind en so sag is. Dankie dat ons U kan vertrou met ons diepste seer, ons diepste kommer, ons diepste trauma. Maar ek dink altyd aan daai liedjie For the Sake of the World. En ek bid dit vir myself, for the sake of Anya, for the sake of Hannah May, for the sake of Tehila, do a new thing in me. Do a new thing in my mind, do a new thing in my emotions and in my heart. Kom verander my vir hulle sake, sodat hulle Jesus kan sien. Wat 'n mislukking sal dit wees as mense hierdie massive bediening het, maar jou vrou en jou kinders kry die laaste scraps van jou liefde, van jou geduld. Here, kom change ons. Kom convict ons harte soos wat net U kan, Here. Ag, en ons gee aan U al die glorie, lof tot in alle ewigheid. En almal sê Amen en amen.